Ons groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, by vir elkeen wat hier is, en ook vir u wat inskakel. Vanoggend praat ek met u oor die tema, pas op vir julleself. Pas op vir julleself. Ek lees in Lukas 21 vers 34 tot 36, maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery, dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Nou die dag verwys na moontlike twee gebeures. Die een is die wegraping, waar hy kom soos 'n dief in die nag, en die ander is die wederkoms, waar elke oog hom sal sien op die wolke kom, dooies opgewek sal word, en ons almal wat in die lewe oorbly saam met hulle wat Christus dien, hom tegemoet gegaan in die lig. So pas op vir jouself, dat jou hart nie beswaar word deur die swelgerye en dronkenskap en die sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd die Here, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. So daar verwys hy weer na twee moontlike gebeure, voor die seun van die mens te staan. Die ene verwys na die dag van beoordeling, die Bema stoel, wanneer die regverdiges beoordeel word volgens hulle werke, as jy nie goed gedoen het as gelowige nie, gaan jy skade ly, maar jy sal gered word, maar soos deur 4 heen sê 2 Korinte 5 vers 10. Die ander dag waarna hy verwys is die dag waarin die skaap en die bokke geskei gaan word, die dag van oordeel, waar die boek van die lewe oopgemaak word en die dode sal gee, klein en groot, en dan gaan hulle geoordeel word, die wat Christus nie gedien het nie, hom nie gevolg het nie, hom nie aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker nie, gaan weggestuur word na poel van vuur, en ons wat hom dien, gaan gelukkig wees om in die hemel te wees. Nou, pas op vir julleself. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, wees op julle hoede, dat julle gees nie deur onmatige etery, julle gees, het raak met gees, deur oormatige etery en drinkery, en deur die sorge van die lewe afgestomp word nie, en dat daardie dag julle nie onverhoeds soos 'n vangnet oorval nie. Daardie dag sal sekerlik op al die bewoners van die aarde neerkom, maar wees waaksaam en bid altyd die Here dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur behoue te kom en om voor die seun van die mens te kan verskyn. Nou, die woordjie wees op julle hoede is die Griekse woord prosegete. Prosegete, en dit het verskillende betekenisse, by close attention to hold on and to give yourself. Daar's ander kommentare wat hierdie volgende uitdrukking gebruik om die woord prosogeo te verduidelik. Dis die stamwoord prosogeo. Dit beteken to hold the mind or the ear towards someone, om jou aandag te gee. Dis eintlik wat dit beteken. To pay attention. To hold a ship in a direction to sail towards. Om hierdie skip op 'n bepaalde roete te hou. En to hold on one's course towards a place. Om te weet, Google Maps sê, volg hierdie roete en dan volg jy daai roete. Jy gee aandag aan dit waarna toe jou pad is. Dis eintlik wat hy wil sê, pas op vir jouself, die woordjie pas op, gee aandag wat jy doen in jou lewe. Wees versigtig dat jy nie koers verloor nie. Wees versigtig dat jy bly by die voorskrifte van Google Maps, by die voorskrifte van God se woord. Nou, wanneer hy sê pas op vir jouself, wil ek vanmôre hierdie groot waarheid vir jou uitlig. Baie mense dink
dat my grootste vyand is die duiwel. My grootste vyand mag dalk wees een of ander vriend wat sy rug op my gedraai het, of 'n kollega, of 'n vernoot wat my in die rug steek. Dit is dalk hulle grootste vyand. Maar eintlik is jy en ek ons eie grootste vyand. Dink vir 'n oomblik. Pas op vir jouself, want jy is jou grootste vyand. En jy word 'n vyand van jouself wanneer jy besluite neem wat jou ondergang beteken. Jy neem besluite in jou lewe wat jou eie ondergang beteken. Nou, God het vir jou en my 'n magsposisie gegee. 'n Magsposisie in terme van ons het die mag om besluite te neem oor ons eie lewe. God het vir jou en vir my 'n wil gegee. En dit is so dat jy en ek ons eie wil kan uitoefen ongeag die konsekwensies. Nou, die grootste gebed wat jy ooit kan bid om 'n gelukkige en 'n suksesvolle lewe te lei is om te bid dat die wil van die Here in jou lewe sal geskied. Maar wanneer jy dit bid, dan is dit nie God wat sy wil op jou afdwing nie. Dis jy wat jou wil in lyn bring met sy wil. En wanneer jy jou wil in lyn bring met sy wil, en jy besluit te neem ooreenkomstig die wil van die Here, wat jy jou wil ondergeskik geplaas het, dan seil hierdie bootjie op die regte koers. Dan is jy versigtig om dinge te sê en dinge te doen wat jou van koers kan laat afgaan. Daarom pas op vir jouself, dat jou wil 'n wil sal wees ondergeskik aan God se wil, want God se wil is die beste wil. Dan neem jy besluite volgens sy wil, en die besluite wat jy neem het 'n impak vir die hier, die nou en ook die toekoms. Elke besluit wat jy en ek neem, het 'n besluit vir die hier en die nou, maar ook vir die toekoms. Nou, ek het hier geskryf, die mens is in baie opsigte in beheer van sy eie lewe. Jy oefen beheer uit oor jou eie lewe deur sekere keuses te maak. Dit wat jy kies bepaal die gang van jou lewe. Die geheim is natuurlik om hierdie keuses wat jy uitoefen te bring ooreenkomstig die Google Maps, die Bybel, God se woord, wat die lamp vir jou voet en 'n lig vir jou pad is, om jou besluite te baseer op dit wat binne in God se woord geskrywe staan, want hierin word sy wil geopenbaar. Nou, hoe meer jy God se woord ken, hoe meer gaan jy goeie besluite neem oor jou lewe, want God openbaar sy wil deur sy woord. Jy is vandag dit wat jy gister besluit het. Keuses is voorwaar nie maklik om in hierdie lewe te maak nie. Daarom het ons wysheid, insig nodig, daarom ons die leiding van die Heilige Gees nodig, daarom het ons die inspraak van God se woord nodig. Dis nie maklik om sekere keuses te maak nie. Keuses soos jou beroep, keuses soos jou man en jou vrou, wie jy kies om vir ewig hier op aarde saam te wil woon. Kom nou, Marie sal my uitdra hoe ek met die Here geworstel het, voordat ek haar ontmoet het, en die wil van die Here gesoek het, sodat wanneer ek die huweliksmaat kry wat hy vir my in gedagte het, dat ek sal weet dat dit sy is, en dat ek binne in sy wil die regte besluite sal maak, en ek en sy het 3 dae uitgegaan, toe sê ek vir haar, ek hoop jy weet ons twee gaan trou. Nou ja, dis 'n ander pad wat ons gestap het, en ek het al in die verlede na verwys. Maar ek kon daar uitspraak maak, want ek het vooraf geweet. Die Here het vir my leiding gegee deur sy woord, deur sy gees, deur 'n droom wat hy my gegee het. En ek het geweet, wanneer ek met hierdie vrou in 'n verhouding intree, is dit nie om maar net
tyd te verspeel nie, maar om in hierdie verhouding te belê, want sy is vir my gegee, en ek het 'n besluit geneem om met haar te trou, omdat God my daardeur gelei het. Nou dis 'n besluit wat 40 jaar terug gedoen is. Maar as ek die verkeerde besluit geneem met 'n verkeerde vrou, wonder ek waar ek vandag sou gewees het. Jy maak ook besluite wat bepalend is op jou lewe. Partykeer dink ons nie, en ek wil vanmôre dit regtig sê, veral as mens jonk is, dink jy nie aan die gevolge van jou besluite. Jy neem besluit omdat jy dink dis die regte besluit op daai oomblik, sonder om die wil van die Here te soek. Koop 'n kar, maar die Here het nie vir jou die groen lig gegee. 4 maande later, dan begin jy swaar kry finansiëel, en later kan jy sekere rekenings nie betaal nie, en later, uiteindelik is die baljoe en jy neem al jou goeders en jy moet bankrot verklaar word, omdat jy 'n verkeerde besluit geneem op 'n verkeerde tyd. Besluite beïnvloed jou lewe. Daarom pas op wat jy besluit en wanneer jy dit besluit. Jou keuses bepaal jou lewe. Jou grootste vyand kan jy self wees deur verkeerde besluite. Maar jy kan ook die beste persoon van jouself wees deur die goeie en die regte besluite te neem. Nou, ons wil graag die duiwel blameer vir alles wat verkeerd gaan in ons lewe. Iemand moet nog die skuld kry. Dis hoe ons maar as mens funksioneer. Adam het vir Eva geblameer. Eva het die duiwel geblameer. En ons blameer steeds mekaar vir ons foute, vir ons besluite. Eindelik was dit maar Eva wat besluit het om van die vrug te eet. En dit was Adam wat besluit het om van die vrug te eet wat Eva omgegee het. Hy kon gesê het, nee, God het gesê, ons eet nie van hierdie boom nie. Maar hy neem die besluit. En dan blameer hy vir Eva. Baie keer neem ons besluite, en ons verkeerde besluite, en ons blameer ander mense. Almal is die oorsaak van my miserabele lewe, maar ek neem nooit verantwoordelikheid vir my eie besluite nie. Daarom, pas op vir jouself. Jy self maak die keuses. Jy self is die een wat besluit oor jou lewe. Dis nie die duiwel wat jou aan 'n toukie en 'n puppet, soos 'n puppet string hanteer nie. Jy is die een wat op sy invloede reageer. Sodat hy versoeking in jou pad langs bring, sodat hy verkeerde vriende bring, sodat jy uiteindelik voor keuses kom om saam met jou vriende te gaan drink en dronk te word en later in 'n motorongeluk betrokke te raak en moontlik iemand anders se dood veroorsaak. En nou huil jy, die duiwel het my daarin gelei. Jy het die keuses gemaak. En dis nou 'n worst case scenario. Maar dit gebeur daagliks in die lewe dat mense verkeerde besluite maak. En dat hulle die oorsaak is van hulle eie pyn en hartseer. Keuses is eenvoudig op die einde van die dag. Die keuse wat jy en ek moet maak. En al die keuses wat daaruit voortvloei word daaruit gebore. En ek het hier geskryf en ek wil dit weer eens lees. Die keuse is eenvoudig. Dien God of dien God nie? Dien God of dien God nie? God druk jou nie aan jou nek en sê kom dien my nou nie. Jy neem die besluit. God het jou die magsposisie gegee om te besluit om hom te dien of nie. Dis eintlik skrikwekkend om te dink dat hierdie groot God vir jou en vir my as individue in 'n magsposisie geplaas het waar ons besluit of ons hom wil dien al dan nie.
As ouer verwag ons dat ons kinders ons sal dien, ons gehoorsaam sal wees, veral as hulle so is. En as jou kind so is en vir jou sê wat hy of sy wil doen, wat buitekant jou raamwerk en jou verwysing is van wat 'n goeie besluit is, dan sal jy hom 'n pak slaag gee. Dan jy soek die beste vir jou kind. Maar aan die einde van die kind, van die dag gaan die kind besluit of sy of hy jou as ouer wil gehoorsaam al dan nie. Ek onthou, ek het 'n grappie baie jare terug gesien van 'n seentjie wat daar in 'n hoekie moes staan. Hy was stout. En toe het min of meer dit so neergekom. Sy ouers het gesê, moet daar gaan staan en dink oor wat hy verkeerd gedoen het en hy moet stil wees. Nou staan hy daar in die hoekie en dan sê hy vir homself, ek staan nou stil hier vir mamma en papa, maar eintlik is ek baie verstandig. Baie kwaad. So jy kind kan maar daar in die hoekie staan, lyk of hulle gehoorsaam is, maar hier binne hulle hart is hulle baie kwaad. Opstandig. Baie mense gaan so deur die lewe. Selfs kerkmense. Hulle weet wat reg is, maar hulle doen wat hulle voel. Hulle reg is. Jy neem 'n keuse, dien God of dien God nie. Dis 'n definitiewe besluit. Ek wil dit weer eens ook dit benadruk. As jy nie 'n direkte definitiewe besluit neem om God te dien nie, beteken dit eintlik dat jy indirek hom nie kies nie. En eintlik die duiwel kies. Jy kan net een van die twee kies. Jy kan of God dien of mammon dien. Of God dien of die duiwel dien. Jy is nooit neutraal nie. As jy dink jy is neutraal, dan is jy eintlik aan die kant van die duiwel. Jy het sy kant gekies. Jy moet God se kant kies. Pas op vir jouself dat jy die regte keuse uitoefen in jou lewe. Dat jy God sal kies in jou lewe en alles wat jy doen en alles wat jy besluit uiteindelik sal uitrol vanuit daardie keuse dat jy God gekies het. Pas op vir jouself. Hier het ek ook iets geskryf wat ek moet lees. Die feit dat jy in die hel gaan beland is nie God se skuld nie. Dis ook nie die duiwel se skuld nie. Dis jou eie skuld. Want jy het gekies. Iets om oor te dink. En dit vind aansluiting met my tema, pas op vir jouself. Pas op, want jy is jou grootste eie vyand. As jy verkeerde keuses in die lewe maak. As jy besluit om eintlik neutraal te wees rondom jou godsdiens. En nie geen keuse uitoefen nie, dan sê jy eintlik in hierdie neutrale houding, ek het eintlik gekies om nie God te dien. Ek lees weer die gedeelte en ek wil net met die konteks verstaan. Pas op vir julleself dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgerye en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval. Wees op julle hoede, dat julle gees nie deur oormatige etery en drinkery en deur die sorge van die lewe afgestomp word, en dat daardie dag julle onverhoed soos 'n vangnet oorval. Nou, oor etery, dronkenskap, alles te doen met om die lewe net te geniet. Om losbandig te leef in 'n sekere sin. Om 'n lewe te leef waar ek nie altyd die konsekwensies en die gevolge besef nie. 'n Dronk mens weet nie aldag wat hulle doen. As jy met iemand praat wat onder die invloed was, of is, of was, en nugter is, en jy hom of haar vrou is seker goed, dan sal sy, maar ek kan dit nie onthou nie. Hulle is nie toerekeningsvatbaar in hulle dronkenskap.
Maar ten spyte daarvan, as hulle dit wil gebruik as 'n verskoning, as hulle in 'n dronkenskap 'n ergere misdaad gepleeg het, soos om iemand dood te maak, sal dit nie as 'n verskoning deeg. Verantwoordelik vir hul besluite. En wanneer hy hier praat van dat ons harte nie beswaar word nie, deur swelgery en dronkenskap en die sorge van die lewe, wil hy eintlik sê, moenie dat die dinge van die wêreld jou so oorweldig dat jy nie goeie besluite kan maak. Die oomblik van plesier is heel waarskynlik die rede vir die hartseer agterna. Pas op vir jouself. Die sorge van die lewe moenie vir jou te veel word nie, en baie keer is die sorge van die lewe die uitspeel van my besluite. Dink 'n bietjie daaroor. Almal van ons gaan deur moeilike tye. Almal van ons beleef sorge van die lewe. En baie keer is die sorge van die lewe die toedoen van ander mense rondom ons. Weer eens Jonas se verhaal, hy het gevlug. Daardie ander manne op die boot het die storm beleef, net soos hy die storm beleef het. Hulle was nie die oorsaak nie, hy was die oorsaak van hulle storm. En baie keer is daar ander mense wat die oorsaak is van jou storm. En dan is jy die oorsaak van ander mense se storms. Maar uiteindelik word die storms speel uit omdat mense verkeerde besluite maak. En jy moet pas op dat jy nie die verkeerde besluit maak met jou eie storm en ander mense se storms veroorsaak. Sorge van die lewe kan baie keer te veel word. En dan in die proses verloor jy fokus. En dis ook wat die oorspronklike Griekse teks sê. Om die boot op koers te hou. Om aandag te gee, jou oor te spits, na wat? Na God se woord. Om jou oog gefestig te hou op die eindstreep, aan die woord van die Here. En dat jy jou lewe rondom dit bou en besluite neem rondom dit, sodat jy koers kan hou om uiteindelik in die dag van die wegraping, die dag van die wederkoms, voor sy troon sal staan en hy vir jou sal sê, mooi so goeie getroue diensknegt, gaan in die vrede van die Here. En dit sal gehoor word vir hulle wat opgepas het, hoe hulle hier op aarde geleef het. Mense wat, soos die Nuwe Lewende Vertaling sê, op hulle hoede was, gedurig nie, en nie in 'n oomblik van swakheid toegegee het. Ek sluit af. Die konteks is geskryf in die konteks, hierdie gedeelte is geskryf in die konteks van, het sy die wegraping of die wederkoms? Dink meer in die konteks van die wegraping, want hy sê, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon, soos 'n dief in die nag. In 'n oomblik is hy daar. En dan het jy nie nog tyd om olie te gaan soek soos die 5 dwaase maagde nie. Jy moet so leef en jy moet so besluite neem dat jy gedurig gereed sal wees. Dat jy sal jouself oppas om goeie besluite te neem, sodat jy hier op aarde gelukkige lewe kan lei en uiteindelik dit kan uitrol tot in die ewige lewe. Ek sluit af. Pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgerye, dronkenskap en sorge van die lewe nie. En die dag julle nie skielik oorval. Pas op vir keuses wat jy vandag maak, want dit het 'n invloed op môre en op die ewigheid. Jy self
sal die oorsaak wees of jy in die hemel of in die hel gaan beland. Jy self het die magsposisie om jou toekoms en jou ewigheid te bepaal. Sorg dat dit goeie, regte besluite sal wees, binne in die wil van die Here, ooreenkomstig sy woord, deur die leiding van sy Gees, sodat jy op koers kan bly en uiteindelik die ewige lewe kan verkry. Ek het 4 Engels praat van quotes. Ek weet nie wat gaan ek in Afrikaans sê wat dit is. Dis nie quotasies nie, maar gesegdes. Wat ek neergeskryf het wat aansluiting vind by vanoggend se boodskap en ek wil dit graag lees. Your life comes down to your decisions. If you change your decisions, you will change your life. En dan die ander groot vyand is jouself, in terme van dat jy verkeerde besluite neem, maar jy raak jou eie grootste vyand deur dat jy jouself heeltyd veroordeel en heeltyd kritiseer. Nou moet pas op vir dit ook. No one is judging you as harshly as you judge yourself. En dan, stop being afraid of what could go wrong and start being excited about what could go right. Amen. Ingesteldheid. Stop being afraid of what could go wrong and start being excited about what could go right. Dis 'n ingesteldheid in jou gees. Jou gees is nie afgestomp deur die swelgerye en die sorge van die lewe nie, maar jou gees is skerp, jou gees is opgewonde, want jy sien 'n beter uitkoms, want God gee jou die insig en die vermoë om goeie besluite te neem. Natuurlik is daar 'n Bybelvers in Matteus 12 vers 36 en 37, maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hy rekenskap gee in die oordeelsdag. Jy is jou eie vyand as jy verkeerd praat. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, uit jou woorde sal jy veroordeel word. Nuwe Lewende Vertaling sê, dit verseker ek julle sal op die oordeelsdag rekenskap moet gee van die onverskillige woord wat julle sê. Op grond van wat jy nou sê, sal jy eendag vrygespreek of veroordeel word. En ek het hierdie skrif ingebring, want die Engelse gedeelte, een of ander parafrase sê die volgende: You will have to live with the consequences of everything you say. What you say can preserve life or destroy it. So you must accept the consequences of your words. Neem verantwoordelikheid wat jy sê. Neem verantwoordelikheid vir die besluite wat jy maak. Moenie die duiwel blameer nie, moenie ander mense blameer nie. Blameer jouself, want jy self kan soms jou eie grootste vyand wees. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Vader, dis nie vir nie dat U hierdie gedeelte in die woord opgeneem het, waar U ons in die konteks van die wederkoms of die wegraping waarsku, dat ons onsself moet oppas. Dat ons moet versigtig wees wat ons sê en wat ons doen nie. Dat ons sal verantwoordelikheid aanvaar vir die besluite wat ons neem. Here, die gevolge daarvan soms moet dra. Ek wil bid dat U ons sal help om, soos wat die Nuwe Lewende Vertaling sê, op ons hoede te wees. Om eintlik soos wat die oorspronklike Grieks vir ons sê van pas op, is om eintlik die stuur van die boot in die regte rigting te vat. Om ag te gee in die rigting waartoe ons beweeg. En Here, ek wil bid dat ons die beste besluit ooit sal neem, en dis om U te dien, en dat al ons besluite rondom dit gesentreer sal wees. Lei ons op die regte weg. Bewaar ons voet van struikel. Help ons om goeie keuses in die lewe te doen, sodat ons met goeie gevolg kan handel. Ek bid dit alles in Jesus Christus
se wil. Amen.